Ja, ons vandag hier by Val Boeredag 2026, lang geskiedenis hier in die Hoëveld en binne in die afkrie hartjie van ons bedieningsgebied. Altyd lekker vir ons om hier by Val te wees, nie net om ons eie toerusting aan die kliënte bekend te stel nie, maar ook om te sien wat die oppositie bring. Ek dink dit is 'n baie exciting tyd, as ek dit so kan stel, in landboumekanisasie met baie tegnologie wat op die mark is van verskeie mense wat dit vervaardig en natuurlik is ons glo John Deere is op die voorfront daarvan. Die jaar 26 is nie die maklikste jaar in mekanisasie nie en in landbou in die algemeen nie. Natuurlik, ons almal weet wat die faktore is, hoe insetpryse, redelike lae kommoditeitspryse. Die oes was goed geweest, maar en dit het help om 'n bietjie op te maak, maar jy weet dit is maar minder winsgewend as ander jare. As jy vat dat mielies seker op gemiddelde R1000 'n ton minder werd is as laas jaar, dan sal seker R2 biljoen uit die boer se sak uit en insetkoste is hoër. So ons is in vir 'n moeiliker tyd en ons kan dit alreeds ervaar. Jy weet, mekanisasie is soos 'n kanarie in 'n koolmyn. Ons gaan eers dood as daar nie geld te spandeer is nie, want jy moet kunsmis koop en jy moet saad koop, maar baie boere hou 'n bietjie terug op mekanisasie. En die feit dat in mekanisasie in die laaste 3-4 jaar ons sulke groot jare gehad het, dink ek die vloot is redelik vernuwe binne in Suid-Afrika. Natuurlik, daar's baie nuwe tegnologie, daar's baie nuwe produkte, praktyke, uitbreiding wat boere doen. So daar sal altyd 'n mark wees. En natuurlik ons praat nou meestal die graanmark, maar daar is ander dele van ons landbou ekonomie wat eintlik goed gedoen het in die laaste jaar, wat nou nie graan verwant is noodwendig nie. Maar ja, die jaar was moeilik met die back and closure en die hoë insetkoste en ons sien ook internasionaal met ons besigheid in Australië dat daar ook druk is. Dit is 'n bietjie van, kom ons stel dit 'n offset wat kan gebeur as gevolg van 'n groter oes, maar 'n moeilike jaar oor die algemeen wêreldwyd. En as ek kyk na die vooruitskatting van almal internasionaal is dat mekanisasie toerusting verkope sagter gaan wees in hierdie jaar, in die volgende 18 maande. En in baie gevalle het die wêreld dit al 'n jaar voor ons begin ervaar, jy weet, so ons is eintlik so bietjie agter die golf. En ek dink ons is in vir 'n bietjie 'n moeiliker seisoen wat vir ons voorlê. So natuurlik in hierdie omstandighede wat dit bietjie moeilik is 'n ou geneig om net die bome om jou te sien, maar jy moet maar die helikopter vat en opstyg en 'n groter prentjie kyk, want ons is hier in hierdie besigheid vir the long run, as jy dit so kan stel. En volhoubare belegging in tegnologie en beter opbrengste is maar al wat jou gaan red. Ek dink nie ons kan vir ewig staat maak op baie hoë graanpryse nie. Jy weet, dit is so dat ons moet kompeterend wees op die internasionale mark en uitvoere kan dryf ook indien nodig. So hoe goedkoper en beter jy kan produseer en hoe meer effektief jy kan produseer met natuurlik al die verskeie insetmiddels wat mense, elke produksieproses, jy weet, van spuit tot plant tot stroop, jy weet, en hoe jy binne in daai proses meer effektief kan opereer en dit goedkoper kan doen. Dit maak 'n groot verskil, jy weet, en ons sien dit in die tegnologie met John Deere se Harvest Smart en Harvest Automation. Het ons nou die laaste seisoen in Australië gesien 'n 20% besparing op tyd wat 'n masjien op die land spandeer. Jy weet, dis diesel, dis fluitasie, dis manure, dis 'n oes vinniger van die land af. So jy gaan op hierdie stadium ongelukkig 'n bietjie moet herbesin wat in jou bedryf aangaan en jy weet, wat sê ou gesegde wat sê necessity is the mother of all invention, en ons weet dat ons deel in 'n industrie waar invention nogal 'n groot ding is en ons het kliënte wat kan aanpas en hulle self by die mark aanpas om bietjie kompeterend te bly. So dit is maar wat ek dink op die oomblik aan die gang is. Natuurlik ons as landboumasjinerieverskaffers ook moet sorg dat ons prosesse goedkoper, beter en vinniger is om met ons kliënte te kan deel.